Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 165, verse 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daaroor antwoord met die sing van Psalm 48, verse 1 en 5. Go!
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209, waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Jy mag, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin,
'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 119 verse 1 en 6. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit 2 gedeeltes. Die eerste is uit die boek Spreuke, Spreuke hoofstuk 8, vers 12 tot 21 en die tweede gedeelte uit die boek Prediker, hoofstuk 9, vers 11 en 12. Ek, wysheid, het die verstand. Ek het die kennis en die skranderheid. Om die Here te dien, is om te haat wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en hoogvaardigheid, 'n verkeerde lewe en slinkse woorde. Wie my het, het raad en behaal sukses. Ek verleen insig. Ek is die een wat die mag gee. Met my hulp regeer konings goed en laat maghebbers reg geskied. Met my hulp heers die mense wat mag het, die leiers, elkeen wat reg regeer. Ek het die lief wat my lief het. Die wat my soek, vind my. Wie my het rykdom en eer, het duursame en blywende besittings. Wat ek vir jou lewer, is beter as goud, selfs fyn goud.
wat ek inbring, is meer werd as die suiwerste silwer. Waar ek gaan, is daar geregtigheid. My pad is die van die reg. Ek maak die wat my liefhet ryk. Ek maak hulle skure vol. Verder het ek in hierdie wêreld gesien, dit is nie die vinnigstes wat die reisies wen nie. Nie die sterkstes wat die oorlog wen nie. Nie die met wysheid wat kos het nie. Nie die verstandiges wat ryk word nie. Nie die met kennis met wie dit goed gaan nie. Alles word bepaal deur tyd en geleentheid. Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat U nie die werk van U hande laat vaar nie. Ons dank U dat ons uit U woord die versekering het dat U om Christus ontwil niks sal toelaat om ons uit U hande te ruk nie. En alleen op grond van U trou leef ons en kan ons die vredevolle vooruitsig vandag al op U koninkryk hê. Ons dank U dat U ons byeenbring in U kerk en ons hart en gedagte hier voed met die evangelie van U seun. Gee tog, goeie Heer, dat ons tog nooit sal vergeet nie, dat ons aan hom behoort. Ons dankie dat U ons in die kerk inbring. Dit juis op heilige grond, waar U Gees werksaam is. En dit ten spyte van wie en wat ons is. Ons dank U, goeie Heer, dat U kerk nie in die hande van mense lê nie, maar dat U kerk in stand gehou word deur die werk van U Gees
al is dit ver bo ons verstaan en ons begrip. Here ons God, het die wêreld met sy goed en sleg, spoel elke dag oor ons. Soveel kere staan ons verslae met 'n magtelose gevoel as alles wat die lewe oor ons bring. Skenk aan ons wysheid om hierdie wêreld te sien vir wat dit is. Gebreek, vol gebreekte mense. En laat ons dan in wysheid opkyk na die kruis op Golgotha. Laat ons dan opkyk na u seun se oop graf. Net om in ons hart en verstand te weet dat u na ons elkeen omsien. Ver bo dit waarvoor ons kan bid of ooit op kan hoop. Skenk aan ons u genade om die goeie te bly doen en ons rug op die slegte te keer. Gee tog dat ons mildelik die vrug van u Gees sal dra. En laat jy so 'n lewe ons vrede word. Totdat u koninkryk kom. Hoor tog ons gebed, want ons staan voor u in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 469, al twee die strofes. Geen toeval skenk u werke, en kom ook hier my tyd, sal ek by u o sterke mag bly tot in ewigheid.
Daar is 'n wêreldgesegde wat sê, gelukkig is die stad wat in 'n tyd van vrede en voorspoed juis dan aan oorlog dink. Bedoelende, moenie die vrede vertrou nie. Kom ons sê hierdie selfde wêreldse gesegde oor in Bybelse taal. Wanneer dit met 'n mens goed gaan, dan moet jy leer om klaagliedere te sing. Sodat wanneer dit met jou sleg gaan, die ramp jou tref, jy die innerlike krag in jou sal hê om dan lofliedere te kan sing. Broeders en susters, sonder om u vanoggend te bemoei met dinge wat ons almal weet, maar in hierdie dag en dae waarin ons lewe, het baie van ons waardes en sekerhede in hierdie lewe totaal verdwyn, is amper soos 'n mat wat onder ons uitgeruk is, elke dag uitgeruk word. Wat 'n kort rukkie terug nog reg en verkeerd was, is dit skielik in ons dag net nie meer so nie. Dink net hier ter lande. Baie van ons het die tyd beleef toe die grondwet van hierdie land geanker was in geloof in die drie-enige God. En by wyse van spreuke, sou jy vandag op die hoek van die straat gaan staan en sê, God en God alleen is skepper, kan jy baie maklik jou in 'n hof bevind. Kyk ons om ons en kyk ons wat in die res van die wêreld gebeur, dan lyk dit of alles so agteruit gaan, of die oorloë net nie wil ophou nie. Lyk dit hier om ons, of alles net bly val en ten gronde te gaan, alles eintlik besig is om in 'n ashoop te verander. En dan praat ons nog nie eers van die kerklike erf nie. As jy die woord kerklike erf vandag noem, dan het 'n mens lus en sit net met jou gesig tussen jou hande. Vandag is nie die eerste keer dat sekerhede en waarhede soos 'n mat onder mense uitgeruk word nie. Dit het in die geskiedenis al baie gebeur. Blaai maar net deur die Bybel. Dan hoor ons hoe dat mense, die volk Israel in sy geheel, kla oor sekerhede wat skielik sommer net verbrokkel het en ook sleg verbrokkel het. 'n Mens sien iets hiervan as jy Spreuke 8 en Prediker 9 langs mekaar neerlê.
In Spreuke 8 lees ons van die tyd toe dit met Israel baie goed gegaan het, toe hulle voorspoedig was, 'n selfstandige volk met 'n eie land, en asof alles wat hulle aangeraak het, net geseën is. Nou, om dit menslikerwys te sê, wanneer dit met 'n mens goed gaan, jy voorspoedig is dit maklik om te glo. Is dit maklik om op te staan en te sê ek glo. Wanneer dit met jou voorspoedig gaan, dan het jy ook hierdie sekerhede in waardes en lewensreëls wat bly staan. En dit is asof ou koning Salomo veral hier in hoofstuk 8 al hierdie mooi dinge saambondel oor wat wysheid jou bring. Dis amper asof hy in hierdie gedeelte wil vra, hoekom gaan dit so goed met ons? Hoekom gaan dit so goed met Israel? En dan is dit asof hy die antwoord gee, dit kan amper nie anders nie, want ons het wysheid, ons ken God, en ons ken ook die orde waarmee God alles geskape het. En daarom gaan dit met ons goed, is ons ryk, het ons eer, aansien, duursame en blywende besittings, en staan die skure vol. Maar sake het 'n manier om skielik te verander. Die lewe kan oornag verander. Voorspoed kan die wyk neem. Jy kan jou mag verloor. Jou moed verloor wanneer jou duursame en blywende besittings verdwyn. En jou skure kan leeg staan. Dink maar net aan Israel. Toe dit so baie goed met hulle gaan, toe kom die elende. Eers is dit die Assiriërs, toe's dit die Babiloniërs, en na die Babiloniërs is dit die Perse, en toe's dit die Grieke, en toe's dit die Romeine, wat Israel van alles beroof het, wat vir hulle goed en mooi en reg was. Dink maar wat sê die Psalmboek. In Psalm 46 lees ons, Jerusalem is die stad wat nie sal wankel nie. En 'n paar hoofstukke verder sê die profeet Jesaja, Jerusalem het gewaggel, Juda het in duie gestort. Daar's 'n verskil in die tyd tussen Prediker en Spreuke. In Prediker se tyd het dit met die volk sleg gegaan. Prediker skryf van 'n tyd so net na die Persiese regering, toe die Grieke begin oorneem het.
En toe gaan sit die ou wysheidsleraar met die wysheid van Salomo. En hy gaan sit en kyk weer na alles wat rondom hom gebeur. En hy sien hoe dat Israel hulle geloof begin verloor het. Ja, God afgeskryf het. Hy sien om hom hoe dat daar van Israel is wat skielik met ander oë na die afgod van die Grieke kyk, Zeus. En hy sien om hom hoe dat Israel self 'n affiniteit begin ontwikkel vir die Griekse leefwyse. Alles het dramaties verander. En nou sit Prediker en hy kyk om hom en hy sê, as Spreuke 8 sê wie wysheid het, behaal sukses, dan sê Prediker, maar hy het weer gesien 'n regverdige mens wat ondergaan, al doen hy reg. Uit ons skrifgeleer gedeelte sê hy het gesien dat dit nie die vinnigste een is wat die resies noodwendig wen nie. As Spreuke 8 sê, met wysheid regeer konings goed, dan sê Prediker in hoofstuk 10, maar ek het al slawe te perd gesien. En is net konings wat op perde ry. Ek het al slawe te perd gesien en konings op die grond te voet soos slawe. Spreuke 8 beloof wie wysheid het rykdom en duursame besittings, en dan sê Prediker in hoofstuk 5, ja, hy het ook al mense gesien wat baie besittings het, maar die oomblik wanneer jy baie besittings het, dan word die eters ook baie. En die eienaar sit en hy kyk hoe dat sy rykdom tot niet gaan. Prediker se waarneming van die lewe staan feitelik direk teenoor Spreuke se waarneming van die lewe. Selfs lees u die hele boek Spreuke, die hele boek Prediker, dan lyk dit asof hulle van twee verskillende wêrelde praat. En nou is die vraag, net voor ons die vraag vra, u moet gaan kyk hoe ironies Spreuke en Prediker is langs mekaar in die Bybel ingebind. Nou is die vraag, wat moet ons nou met Spreuke en Prediker maak? Ons vat hierdie twee boeke en ons loop oor na die Nuwe Testament toe. En ons gaan hoor wat sê die Here Jesus Christus. Die Here Jesus Christus vertel van 'n man wat 'n baie goeie oes gehad het. Onmiddellik dink ons aan wysheid. Hy sê die man besluit toe om vir homself groter skure te bou, want die oes is te groot vir sy ou skuurtjie. Maar dan vertel Jesus net verder,
Maar daardie selfde nag is hierdie dwaas toe dood. Vol skure is dus nie die einddoel van wysheid nie. Wysheid bring vol skure, maar vol skure wat nie leegloop nie. Want Jesus het ook gepraat van jou skat in die hemel, waarin jy ryk moet wees. En wanneer mense swaar kry, hierdie predikers wêreld aan hulle lyf voel, dan sê die Here Jesus, kyk na die voëls, na die lelies. God versorg hulle. Hoeveel te meer vir julle wat sy kinders is. Spreuke en prediker is eintlik bedoel of onbedoeld twee kante van dieselfde muntstuk. Begin 'n mens Spreuke te lees, wat net voor prediker is, dan begin Spreuke met die woorde, wysheid is om die Here te dien. En dan lees jy reg deur al twee die boeke, om by prediker se laaste sin te kom waar hy sê, ten spyte van hierdie wêreldse lewe, moenie ophou om God te dien nie. Die grootste lewensgeheim wat 'n gelowige het, is om te weet dat ons lewe afspeel reg voor die troon van God. Jesus Christus het gekom, sodat God, soos Romeine sê, niks in hierdie ganse skepping sal toelaat, lewe of dood en alles tussenin, niks sal toelaat om ons uit sy hande te ruk nie. Al verander alles hier, al word alle sekerhede onder ons uitgeruk, en al staan 'n mens in hierdie wêreld platgeslaan in verslaandheid. Wanneer ek en u geleer het om ons klaagliedere en ons lofliedere voor God se troon te sing, staan ons skure vol. Loop dit oor, al staan ons aardse skure leeg en verwaarloos. Mag elkeen wat 'n oor het, tog baie goed hoor. Amen. Ons sing twee liedere ten slotte. Die eerste een is Gesang 511, die eerste en die tweede strofe, en daarna Gesang 478, die derde en vierde.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.